Johan sit net so klein bietjie op, daar sy. Goeiemôre gemeente, daar sy, nou kan ons mekaar mooi hoor. Welkom vanmôre hier in die Here se teenwoordigheid. Is altyd 'n voorreg en is altyd so wonderlik om deur hom so begroet te word, terwyl ons hier kan wees, en net al die dinge van die week net 'n bietjie verby ons kan kry en een kant kan sit, en vanoggend net vir 'n wyle by hom te kan kom verkeer. En daarom is dit 'n wonderlike voorreg en 'n eer dat ons vanmôre nie net hier is omdat ons wou kom kerk hou nie. Ons is hier omdat ons 'n ontmoeting wil hê, omdat ons deur die Here begroet wil wees, omdat ons deur sy Gees aangeraak wil word. En daarom vra ek vanmôre dan ook vir julle, kom stel jouself voor die Here oop. Geef vir hom kans en geleentheid om ook deur sy Gees en deur die liefde van Jesus in jou lewe en in jou hart te kom inspreek en vir jou te kom sê wat jy graag vanmôre ook moet hoor. Maar gemeente, voordat ons dan met enige iets doen, gaan ons net so bly sit. Daar is in die tyd van Advent en Kersfees nie 'n mooier lied vir my nie as die lied van Christus ons verlange. Dis 'n lied wat van kindstyd af saam met my kom. Wanneer ek hierdie lied sing, dan dink ek aan my gesin en ek dink aan my familie. Ek dink aan hulle wat so die pad saam met my al stap vir die laaste 42 jaar. Want dit is 'n lied wat tot in my baba skoene ingaan. En dis 'n wonderlike lied vanmôre ook om te sê dat die Here ons verlange is. Dat ons die smagting en die dors vir hom het, en dat ek en jy vanmôre deur hierdie Vader van liefde ook ontvang en ontmoet word. So terwyl ons so bly sit gemeente, kom ons sing vers 1 en 4. O Christus ons verlange, U het ons heil gebring, sal ooit ons jubel sange, U lof na waarde sing, vervreemding bejae ons harte met U Gees, skenk ons in hierdie dag 'n ware Christus fees. Ek magteloos gebonde, ek word deur U bevry. Ek is bevlek met sonde, U kom en reinig my. Nou leef my dankgebede, nou kan ek doen en dien. Nou kan ek sterf in vrede, ek het my Heer gesien. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskaap het. Genade, barmhartigheid, vrede vir jou, van God ons Vader, die liefde van sy Seun, Jesus Christus, met die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan die Here se lof besing, aan die Vader, dank en ere. Ons gaan dit staande saam doen, al 3 die verse. Kom ons maak die Here se naam groot. Aan die Vader, dank en ere, laat ons saam sy lof besing. Hy het al ons skuld vergewe, laat ons hom hulde bring. Hy is genadig en vragtig, die bewerk
van ons heil. Kom ons loof hom, kom ons eer hom, vir onverdiende seën. Aan die Christus ons aanbidding, hy is dit waardig lam van God. Hy kom leer ons wat is liefde, dit is sy groot gebod. Hy is gestuur van die Vader, en so stuur hy ons ook uit. Kom ons loof hom, kom ons eer hom, vir onverdiende seën. Aan die Heilige Gees ons danklied, hy wat ons leer glo en bid. Hy kom lei ons in die waarheid, wil ons voluit besit. Hy laat eer ons die Vader, leer ons doen wat Jesus vraag. Kom ons loof hom, kom ons eer hom, vir onverdiende seën. Ek gaan dan nou vra dat Werner en Deandri sal kom, en Johan en Renay, waar sit hulle twee? Daar sy. Kom staan vir my almal daar voor die doopvont, en julle taal agter die doopvont. Ekskuus Deandri, staan daai kant van hom. Dan kan ek julle nou mooi bekyk. Môre. Is julle color-coded, want julle is dieselfde en julle is dieselfde. Ek tog is die kinders wat gedoop word, nou lyk julle so grand. Ek wil volgend gou met julle gesels, en dit is natuurlik oor die verbondsdoop. Julle weet, daar is altyd nog 'n korrelasie tussen Ou en Nuwe Verbond, net soos wat daar 'n korrelasie tussen Ou en Nuwe Testament is. In die Ou Verbond het God babetjies laat besny, vanaf 8 dae, en dit was net verbondskinders wat besny is. En in die Nuwe Testament, toe kom die Here en hy kom vervang die Ou Verbond met 'n nuwe een, met die doop, waar ons vandag nog in die Abrahamitiese lyn staan, dat ons babetjies, soos wat dit in die Ou Verbond gegeld het, vandag nog ons babetjies na die Here toe bring, van gelowige ouers. Ouers wat die Here met hulle harte dien, en wat vir die Here sê, ons glo in Jesus Christus met ons hart, en daarom laat ons ook ons kinders doop. Nou die doop kom van Abraham se tyd af met die belofte saam, en dit spoel deur na die Nuwe Testament toe, waar die Here Jesus ook vir ons sê, dat elke een wat met die water gedoop word, hulle mag toegang ontvang tot die ewige lewe, en dis die wonderlike daarvan, dat die doop nie 'n simboliek van redding is nie. Dit is baie duidelik om dit ook te stel. Al wat die doop doen is 'n simbool, dat die Here Jesus ons kom skoon was het met sy bloed, en dat hy ons kom reinig het, en dat ons daardeur tot aan die Here behoort, dat die Heilige Gees al in 'n klein babietjie teenwoordig is, net soos wat hy in almal van ons teenwoordig is. En dan is die doop vanmôre so wonderlik, want dit is die Vader wat aan julle kom beloof, dat hy ook julle kinders se pa wil wees. En dit is die Here Jesus wat in sy liefde vir julle kom sê, hy het nie net vir julle gesterf nie, hy het ook vir julle kinders gesterf. En die Heilige Gees wat julle beloof, soos wat hy julle rig en lei, so gaan hy julle kinders rig en lei, en hy gaan hulle beskerm. Maar die doop is nie 'n waarborg dat ons kinders nie gaan seer kry nie. Die doop beteken nie ons kinders gaan nie ons tone stamp, of ons hare uit ons koppe laat trek, of partykeer vir ons gaan frustreerd maak nie. Dis nie wat die doop sê nie. Die doop sê God verbind hom met sy liefde aan ons kinders, soos wat hy hom aan sy liefde aan julle kom verbind. En dis die wonderlike hiervan, dat die Here ons raak sien, dat die Here ook hulle twee raak sien, en dat julle dan vandag ook julle hande in syne gaan plaas, saam met julle kinders.
Nou voordat ons die vraag gaan antwoord, wil ek graag hê dat Luanay en Melia na vore sal kom, terwyl ons dan vir hulle twee wag, kom ons sing vers 1 en 2 van lied 280. Julle as ouers, julle het gehoor wat die doop behels. En daarom gaan ek vra dat julle dan opreg op hierdie volgende 3 vrae sal antwoord. En die eerste plek bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, dat hulle nogtans in Christus aan hom behoort en dat hulle daarom ook dan gedoop mag word as lidmate van die kerk. In die tweede plek aanvaar julle die Bybel as die woord van God en die belydenis skrifte wat vir ons die woord ook kom uitlei, dat dit die volkome, die ware leer van verlossing is en dat niks anders meer nodig is nie. En in die laaste plek beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig, maar om hulle ook te laat onderrig. Werner? Ja? Renay? En Iwan? Dan gaan ek vra dat julle asseblief sal omdraai en na die gemeente sal kyk. Sakkie, jy kan dan nou ook op hierdie stadium vorentoe kom. Sorry. Hier is die ander. Sakkie het my nou vanoggend so die mekaar gehad met Melia se naam, dat ek hoop ek doop haar as Debbie, nie as Deborah nie. Staan julle vir my so bietjie terug? Staan julle vir my so bietjie terug? Julle het nie 'n afdrogblad onthou nie, die ander. Het julle een? OK, dan gaan ek nou maar hierdie een vir my ou skouers hou. Wat sê Fossie altyd? As Dominee Jou die moue so teruggooi, dan weet hy hier kom het. Kom hier Melia. Jy moet dan so vir die tannie ook poseer, ja. Sê. Melia Debbie Foster, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Janay de Bruin, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen.
Sy is aan die slaap. Ek gaan dat sakkie dan vir julle elkeen 'n Bybel oorhandig. Dis julle kinders se doopbybel. En eendag wanneer hulle groot genoeg is, dan gee ons daai Bybel vir hulle om self te begin lees oor die Here se goedheid en genade. Geluk, Andri. Gister toe raak die een en sommer in die slaap in my arms. Maar nie sy nie. Terwyl hulle hier voor staan, vriende, gaan ons die Here se seën op hulle sing. So as jy die vrymoedigheid ook het, steek 'n hand van seën op hulle uit, kom ons sing die Here se seën. Laat hierdie seën op hul U guns uit Sion bestraal, U wat beveel en dit geskied. Wil hierdie seën oor hul gebied. Dankie julle. Dankie julle. Dani het vir my gevra, die dag as die dope, die begrafnisse verbygaan, moet ek dit vir hom sê. En ek is baie bevoorreg vanmôre met Dani in die teenwoordigheid om dit vir jou te sê. Vanmôre het ons bedope die begrafnisse verbygeskiet. Die Here is baie goed vir ons. Die Here kom seën hierdie gemeente geweldig. En vir al die ouers en al die oumas en oupas, die familie wat vanmôre hierdie geleentheid kom meemaak het, mag dit vir elkeen van julle 'n besonderse dag vandag ook wees. Jy kan vanmôre saam met my oopmaak by 1 Petrus. By 1 Petrus hoofstuk 1 vers 17 tot aan die einde van die hoofstuk. Een van die mees bevrydende gedeeltes, vrygespreekte gedeeltes wat ons ontvang in die Here se woord. En hoe wonderlik dat ons vanmôre dan ook hierna mag kyk en daaroor mag dink. Petrus skryf hierdie brief baie later in sy lewe. Hy was 'n baie gesoute apostel al op hierdie stadium gewees, baie diep in die kerklike lewe in, maar hy skryf hierdie brief aan 'n gemeente wat baie feilbaar op hierdie stadium is. Die Christelike geloof het nou al vir 20 jaar begin posvat en begin groei, maar soos wat die Christenskap groei, so begin die kerk vervolging te beleef, en Petrus word genoop om vir hierdie kerk iets te gee, binne in hulle vervolging, om hulle te laat regop staan, om vir hulle moed te gee, om vir hulle te sê, staan vas, byt vas, hou vas, julle hoef nie uit te sak nie, julle is bekosbare kinders, wat aan die Here Jesus behoort, en dan skryf hy hierdie eerste brief van hom, eintlik oor die lyding van gelowiges. Die eerste brief van Petrus praat nogal baie oor swaar kry, en baie oor lyding, en baie oor vervolging, maar vanmôre kom hy na ons toe in hierdie kosbare gedeelte, en kom ons lees dit saam, vers 17. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom, gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie,
Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom verheerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. En nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras en al sy skoonheid soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Kom ons staan vanmôre, dan dra ons hierdie op aan ons hemelse Vader. Hemelse Vader, ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. In 'n wêreld wat bevlek is met sonde, wat ondergaan as gevolg van die skuld en die stikkendheid van die skepping. Here, kan ons vanmôre maar net kom kyk na U en in diepe afhanklikheid vir U kom vra dat U vir ons genadig sal wees. En dat U vanmôre deur U Gees ons sal ontmoet, deur ons te kom herskep, ons nuut te maak, ons anders te laat kyk na die wêreld en die lewe, en dat ons vanmôre deur U ontmoet word, deur die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here, die enigste naam wat vir ons gegee is, waarby mens gered kan word. En Vader, daarom bid ons vanmôre, dat U ryklik in ons harte hierdie woord sal kom gee, en dat alles wat vanmôre gedeel word aan U die eer sal bring, want U is heilig, heilig, heilig. En ons kom vra, Here, dat U ons sal kom vashou, en dat ons by U skoot sal kom sit, en by U sal leer, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Baie dankie, vriende. Ek lees in die week 'n baie hartroerende storie. En dit het my so laat dink aan hierdie teksgedeelte vanmôre. Dis die storie van 'n ma wat op haar sterfbed lê. Sy is deurvlek met kanker. En die dokter kom kuier vir hulle. En die man vra vir die dokter, hoe lank het my vrou nog oor? En die dokter kyk toe rond, want hy soek toe 'n manier om die boodskap vir hulle saggies te sê, om dit vir hulle saggies te stel, en toe hy by die venster uitkyk, toe sien hy 'n akkerboom, en dit is herfs, die blare van die boom was al besig om te verkleur en af te val, en die dokter sê toe vir die man, sien jy daai boom, wanneer sy blare nog nie klaar is om af te val nie, wanneer hy besig is om sy laaste blare te gooi, sal jou vrou nie meer hier wees nie. Maar wat die man en die vrou nie besef het nie, is dat hulle 'n 6-jarige dogtertjie in die deur gestaan het en dit gehoor het. En toe die dokter weg is en die man sit by sy vrou op die bed en hy hou haar hand vas, hulle albei so hartseer oor die nuus. Toe kyk hy by die venster uit na die boom toe, en wat hy toe sien, breek toe sy hart. Hy sien hoe hulle dogtertjie met naald en garing gegaan het, en die blare op die grond begin optel het, om dit aan die boom vas te werk.
Jy weet gemeente, toe ek hierdie gedeelte of hierdie storie hoor, toe word my hart so geroer. En ek besef toe vanmôre, dit is die beeld wat eintlik by ons resoneer as mens. Sou dit nie wonderlik wees as die wêreld so kon werk nie? Sou dit nie ongelooflik wees as mense die kans gegee kon word om tyd te laat stilstaan nie? Of om tyd te laat terugdraai? Of om op 'n manier dit wat verlore geraak het te probeer optel en te probeer opvang en te probeer regmaak? Jy weet, ek kyk gister na ietsie wat Liana die sanger sê. Sy stuur 'n boodskap uit vir paas en vir ouers en vir kinders, vir ma's en dogters en seuns. En sy sê vir hulle hierdie woorde, sy sê, julle die tyd is so min. As julle nie met mekaar praat nie, maak reg. Dis amper Kerstyd. Ons is besig om in 'n nuwe jaar in te beweeg oor 'n maand. Wil jy nie maar net die verhouding gaan herstel nie? Jy weet vriende, ek wonder baie van ons vanmôre wat hier sit, wat sou ons wou gee om net daai een blaartjie op te tel en om weer aan die boom te kan vaskry? Dalk het jy in 'n oomblik van woede iets vir iemand gesê wat jy maar net gereageer het en die skade is gedoen en jy kan dit nie weer terugkry nie. Dalk het jy vir iemand beloof, jy gaan vir hulle kuier, jy gaan nog by hulle 'n draai maak en vandag is dit te laat. Dalk het jy vergeet om nog vir iemand vir 'n laaste keer te sê ek is vir jou lief. Vandag kan jy dit nie meer vir hulle sê nie. Of dalk het jy in 'n oomblik van woede by jou huis ingebars, jou kinders afgejou, want jou dag by die werk was nie goed nie. Dit was vir jou 'n slegte dag en nou sit jy met daardie berou en spyt. Dis amper soos hierdie dogtertjie wat daar buite onder die boom gaan staan en sy probeer om hierdie blaartjies op te tel om dit te probeer red wat sy dink sy kan. Daar was eendag 'n ou wat gevra het, hoe sou jy jou lewe anders geleef het as jy met al die kennis wat jy nou het weergebore kon word? Ek dink ons lewens sou totaal anders gelyk het. Jy weet vriende, dis nou in die oploop Kersfees toe, vanmôre is eintlik die eerste advent al, want oor 4 weke gaan ons Kersfees vier, en ek is vanoggend veronderstel om met u te gesels oor die eerste Kers van Advent, en dis die Kers van hoop. En ek wil vanmôre dit vir u doen inleidend tot hierdie storie van hierdie boom met sy blare wat val, en hoe ons as mense nog altyd maar spook en spartel met onsself. En hoe ons nie weet hoe om reg te maak wat verkeerd geraak het nie. Of hoe sou ons dit dalk anders kon doen as ons vandag die kans kon hê, maar ons het nie meer daai kans nie. Want dit is vanmôre met 'n swaar hart om te besef dat ek nooit weer saam met my pa byvoorbeeld aan 'n tafel kan sit en iets eet nie. Daai dae's verby. Of dat ek nooit weer my kinders gaan sien hoe hulle vir die eerste keer opstaan en begin loop nie. Hierdie babietjies wat vanmôre gedoop is, ek het dit gister vir Deandri en vir Werner gesê, julle moenie een fase van julle kind mis nie. Julle moet dit nie eers as vanselfsprekend aanvaar nie. En ek wil dit vir Johan en vir Renay sê, as julle dogtertjie vir die eerste keer leer om te eet, dat dit 'n wonderwerk is wat gebeur. En julle vriende, ons sit vanmôre hier met hierdie brief van Petrus, en hoe maak 'n ou sin uit hierdie dinge uit? Jy weet, dit is wat Petrus vir hierdie gemeente probeer sê. Hy probeer eintlik vir hulle sê daar in vers 24, dat die mens is maar soos gras.
En die mens is maar soos 'n veldblom, en die gras verdor, en die blare en die blomme val af. En weet jy vriende, dan is daar 'n woordjie wat vanmôre voorkom. 'n woordjie wat eintlik alles verander. Hy sê in die begin van vers 25, maar. En as Petrus daai woordjie maar gebruik, dan wil hy vir die gemeente sê, fokus nou, want hier kom dit. Fokus nou, want hier gaan iets gebeur. Ja, die mens is, maar die woord van God bly ewig. Nou gemeente, wat is die woord van God? Wie is die woord van God? Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord. Die woord was by God en die woord was self God. En dan sê Johannes in vers 11, hy het na sy eiendom toe gekom, maar sy eie wou hom nie aanneem nie, maar aan elke een wat hom aangeneem het. En die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Hulle is dit nie uit hulle self nie, hulle is dit uit die goedheid van die Vader. Die woord van God het gekom, gemeente, en hy het die woordjie maar op elke een van ons se lewens kom plaas. Ja, ons maak droog. Ja, ons is feilbaar. Ja, soms wens ons dat ons in hierdie lewe sommige dinge anders kon doen. Maar net soos wat daai meisiekind probeer om die blare met garing vas te maak, net so min kan ek en jy dit regkry. Maar net so baie kom God vanmôre in die lieflike nuus van sy seun Jesus Christus, en hy kom sê vir jou en hy kom sê vir my, maar as jy met al die kennis wat jy nou het weergebore kan word, dan kan jy jou lewe anders lewe, en wedergebore kinders van die Here, wat met die bloed van Christus bevry is, dit is wat hy sê, hulle lewe. Want die Here kom, en hy het op 'n stadium, in Matteus 1, het die engel aan Josef verskyn, dit is die wonderlike nuus, toe hy vir Josef sê, jy mag maar met Maria trou, want wat in haar besig is om te gebeur, is deur die Heilige Gees bewerk. En dan kom die engele by die skaapwagters in die veld, en dan sê hulle vir die skaapwagters, ek bring vir julle goeie tyding, want vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die koning gebore, die Messias, die Immanuel. 'n Gemeente, vanmôre kom die hemelse Vader deur Jesus Christus. Hierdie 4 weke voor Kersfees. En hy kom loop op die akkerboomblare, wat op jou en my gras rondgestrooi lê. En hy kom loop op die blare met die hemelse hark. En hy kom hark hierdie stikkende, vuil, goedlige blare op. Hy kom vat dit weg onder jou boom uit. Hy kom gooi dit in hemelse sakke en hy vat dit weg. En dan kom hy terug na jou boom toe en hy kom skryf op jou boom, ek het vir jou gesterf. Ek het vir jou gesterf. En dan kom die Here vanmôre met hierdie wonderlike nuus, met hierdie wonderlike boodskap uit sy hart uit. Ja, dit is op pad om winter te word, maar die lente kom. Die lente kom, en as die lente kom, dan bring ek vir jou nuwe lewe. Gemeente, dit is die hoop wat Kersfees gee. Dat hierdie gemeente waarin Petrus is, met die lyding wat hulle beleef, met die vervolging wat hulle in die gesig staar, met alles in die wêreld wat teen hulle gedraai het, en Petrus vir hulle wil herinner hoe feilbaar 'n mens is, kom staan hy voor hulle met die evangelie van die waarheid, en hy sê vir hulle, as jy wil lewe, is daar net een plek waar jy jou lewe kan vind. En dit is in die Here Jesus Christus. Op nêrens anders nie, geen ander plek in hierdie wêreld kan jy
die blare van jou lewe terugwen nie. Dis hy wat dit gee, en hy alleen. En dis die wonderlike ding van Johannes 15, as die Here Jesus sê, ek is die wingerdstok en julle is die lote. Elkeen wat op my ingeënt is, sal lewe. Hulle sal vrug dra. Want sonder my kan julle niks doen nie. En dan sê Jesus, en dit is die wil van my Vader, dat elke een wat op my ingeënt is, goeie vrug sal dra. Ek wil vanmôre nie lank wees nie. Ek wil vanmôre vir u die hoop van die hemel gee. Dat ek en jy hierdie jaar wat ons gehad het, baie van julle in baie opsigte ook, regtig nie 'n lekker jaar gehad het nie. Ons het mense vir wie ons lief is verloor. Ons het mense aan die dood afgestaan. Ons het baie dinge deurgegaan wat ons nie kan verstaan binne in die groter prentjie van God se liefde en genade nie. Ons moes dinge deurmaak wat ons dalk gewonder het, hoekom tref dit ons? En hoekom is ons daar deurgaan? En dan is die jaar nog nie verby nie. En ek sit vanmôre my hart weer in by die boere wat so wonder, wanneer gaan dit nou bietjie rustiger word vir ons om net by die seisoen te kan aansluit. En ek wil vanmôre ook my hart by hulle kom uitgooi wat verstoot en verwerp en alleen is. En ek wil ook vanmôre my hart kom uitstort by hulle wat verhoudings skade gelei het, skipbreek gelei het. Ek wil vanmôre vir julle kom sê, Petrus het vir jou en vir my en vir elke een van ons vanmôre 'n woord van hoop. Dat daar agter elke een van ons die woordjie maar geskrywe staan. Dat dat Dawid in Psalm 8 hierdie vraag vra, wat is die mens dan? Wat is die mens dan dat u aan ons sou dink en dat u vir ons sou lief wees? En dat u al hierdie dinge aan ons sou onderwerp en dat u vir ons sou optel? En dan hoor ek die woorde van Petrus, julle is vrygekoop met die bloed van Jesus Christus. Dit is wie julle is. Daarom, liewe vriende, as jy vanmôre by hierdie geboue gaan uitstap, mag jy dit maar weet. Jy is 'n kosbare, bloedgekoopte kind van die hemelse Vader. En ongeag wat in hierdie wêreld gebeur, ongeag hoeveel blare daar vanmôre om jou boom lê, van tye wat jy nie kan terugkry nie, van dinge wat gesê is, dinge wat gebeur het, dinge wat gedoen is en jy kan dit nie wen nie, kom die Here vanmôre en hy kom gee vir jou 'n tabula rasa. Hy kom gee vir jou 'n skoon en 'n vars begin, 'n uitkyk op die kruis van Christus wat die ganse geskiedenis verander het. Dat as dit nie vir die kind in die krib was nie, sou ek en jy nie vanmôre die opstanding gehad het nie. Want na elke nag is daar weer sonskyn. Dis nie sonder meer dat die Here in Hosea 14 vers 6 vir die volk sê, ek sal vir julle wees soos die dou. Die betroubaarste teken wat daar in die natuur is. 'n Gemeente, jy kan dit maar gaan toets. Elke keer as daar 'n oop aand in die lug was, as dit 'n oop sterre nag was, kan jy maar in die oggend op die gras gaan loop. Daar sal altyd dou lê. Dis die teken wat saam met die reënboog uitskree. God is 'n betroubare God. Hy is die een wat vir jou en my nooit versaak nie, en wat ons nooit los nie. En dan kan ek en jy vanmôre aan die Here al die eer gee. Want as ek en jy vanmôre voor hom kom staan, val al ons pretensies af. Ons kan nog voor die wêreld lyk asof ons sterk staan. Ons kan nog aan die wêreld probeer wys dat ons dit sal maak en dat ons deur die stowwe sal druk. Maar vanmôre kom sê die Here vir jou, my kind, ek ken jou hart. Ek weet wie jy is. Jy hoef nie by my te pretend nie, as ek die mooi Afrikaanse woord mag gebruik.
Jy hoef nie voor te gee nie. Ek ken jou sere. Ek weet van jou swaar. Ek ken jou bekommernis. Ek weet presies wat jou in die nagte laat rondrol en wakker hou. En dan kom die Here vanmôre en hy kom sê vir jou persoonlik vanmôre, ek sal jou boom se blare teruggee. Ek sal jou lewe vir jou teruggee. Jy en ek hoef nie te wonder wanneer of hoe nie. God is betroubaar. Hy was nog altyd die getroue Here van ons lewe. En mag jy vanmôre met daardie hoop in jou hart gaan lewe. Dat daar by die Here en hom alleen ware lewe is. Maak nie saak hoe hierdie lewe lyk nie. Hy sal ons altyd weer kom seën en kom vashou met sy ewige lewe. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Ja, Here Jesus, dit is vanmôre so. As 'n ou soms net so terugkyk en terugdink, dan wonder ons, Here, hoe kon ons onsself daar so gedraai het? Of hoekom moes ons daar so iets gesê het? Of hoekom moes ons dit so gemaak het? En dankie dat U vanmôre vir ons kom sê, in 'n gelowige kind van die Here se lewe is daar nie verwyte nie. In 'n gelowige kind van die Here se lewe is daar geloof en vertroue. En dat U die een is wat nie enige verwyte teen ons hou nie. En dat U ons optel uit die stof en uit die as vir ons nuwe lewe skenk. En as ons dit vanmôre mag vra, Vader, kom bid ek dan ook in besonder vir elke een hier wat met bekommernisse in die hart rondloop. En ek kom vra, Here, dat U ons sal ontmoet daar. Dat U vir ons sal kom genadig wees deur Jesus, want daar staan maar agter ons lewe. Al lyk alles soos wat dit lyk, maar die Here Jesus het vir ons gesterf. En ons eer U vanmôre daarvoor. En help ons om daarin getrou te bly, tot die dag wat U eendag weer vir ons kom haal. Ek vra dit in Jesus se heilige naam. Amen. Daar's geleentheid om die Here te dien met die dankoffers.